'n klein klippie word uit rus laat val en ondergaan vryval. Watter grafiek toon die korrekte verwantskap tussen onderskeidelik die gravitasiepotensiële energie U en die spoed V en die kinetiese energie K en spoed V van die klip? Die korrekte antwoord is C. Kom ons begin met die kinetiese energie K. So die kinetiese energie is 'n half maal met die massa van die klein klippie maal met die snelheid van die klippie gekwadreer. Die kinetiese energie is dus direk eweredig aan die massa van die voorwerp en aan die kwadraat van sy snelheid. Nou, aangesien die snelheid van 'n vryvallende klippie met tyd toeneem, sal die kinetiese energie volgens 'n paraboliese kurwe styg. Dit beteken B, wat lineêr is verkeerd. A is potensieel reg, C kan reg wees en D kan reg wees wat betref die kinetiese energie. Kom ons kyk nou na die potensiële energie U, en dit is die massa van die klippie, maal met gravitasieversnelling, maal met die hoogte. Massa is 'n konstante, gravitasieversnelling 9,8, dis 'n konstante, so die potensiële energie is direk eweredig aan die hoogte. Soos die klippie nou val, neem sy kinetiese energie toe, maar die potensiële energie neem af. En met dieselfde hoeveelheid as wat die kinetiese energie toeneem, gaan die potensiële energie afneem. So waarvoor ons moet uitkyk is 'n omgekeerde paraboliese kurwe. En dit stem ooreen met C. Waar V 0 is jou potensiële energie 'n maksimum en waar jou snelheid 'n maksimum is jou potensiële energie gelyk aan 0. So C is die korrekte antwoord. Nog 'n manier om dit te bevestig is om te kyk na die som van die potensiële energie en die kinetiese energie. Onthou, dit is jou meganiese energie. En aangesien daar nie lugweerstand is nie, bly die meganiese energie behoue. So U plus K is 'n konstante en dit word voorgestel deur hierdie rooi stippellyn. As jy byvoorbeeld kyk, hier aan die begin, waar die snelheid 0 is jou kinetiese energie 0, maar jou potensiële energie is 'n maksimum waarde. 0 plus max gee vir jou maksimum waarde. Net so, waar die potensiële energie 0 is en jou kinetiese energie 'n maksimum waarde het, tel dit bymekaar, jy kom weer by jou rooi stippellyn uit. Jy kan enige waarde vir V kies. Byvoorbeeld hier, waar jou potensiële energie gelyk is aan jou kinetiese energie, maar tel dit bymekaar, wat kry jy? Die rooi stippellyn se waarde. So die twee grafieke bymekaar getel gaan vir jou 'n konstante waarde gee. Hoekom? Dit gaan oor die behoud van meganiese energie, omdat daar geen lugweerstand is nie, daar is geen nie-konservatiewe kragte wat 'n rol speel nie.